Vriende, kom ons buig ons hoofde, dan gaan ons net saam bid. Ons wonderlike hemelse Vader, ons dank en ons eer U dat ons vanmôre kan saam wees, so in hierdie plek van aanbidding en dat ons eer kan bring aan U, die heilige Skepper God. Dankie dat U vir ons die weg gebaan het deur Jesus Christus, ons Heiland en Here. En baie dankie dat die Heilige Gees vanmôre in ons midde werksaam is en deur die woord vir ons wil leer en lei in die waarheid. Here, baie dankie dat ons vanmôre die voorreg het om te kan weet dat U gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde bly. U is die onveranderlike God en terwyl ons omstandighede daagliks verander en ons emosies en ons gemoedere, bly U dieselfde en U is die getroue verbondsgod, die God van Abraham, Isak en Jakob. En soos ons vanmôre sal sien, Here, al is ons ontrou, U bly getrou. U kan U self nie verloon nie. Baie dankie dat U nie soos een van ons is nie. Want Here, as U 'n mens was, wat sou van ons geword het? Ons is so hard teenoor mekaar by tye en dikwels, Here, so ongenaakbaar en eer ons U dat U nie volgens emosie werk en Here uitbarstings het en die mens vergeld vir wat hy eintlik verdien nie. Maar dat U genadig en barmhartig is en die woord sê dat U aandagtig daarin is dat ons stof is. Tog roep U ons op tot heiligheid. U roep ons op tot 'n lewe van toewyding. En die Bybel sê vir ons baie duidelik, as ons sê ons behoort aan die Here Jesus Christus, dan behoort ons te wandel soos hy gewandel het. Ons eer U vir die kosbare waarhede daar in Galasiërs 5, wat vir ons leer van die vrug van die Gees. U roep ons op en sê vir ons, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. U waarsku die apostel Petrus en U sê vir hom, Petrus, die duiwel het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid. Dankie dat U vanmôre vir ons bid en dat U vanmôre ons oproep, want die Gees is gewillig, maar die vlees is dikwels so swak. En daarom wil ons vanmôre kom skuil by U. En dankie dat ons vreugde en veiligheid vind in U teenwoordigheid. En Vader, dat U ook deur die woord vanmôre vir ons wil leer en lei in die waarheid. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. Dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van sy Gees, ook hier by ons. Amen. Vriende, altyd wonderlik om hierdie liedere te sing, dat die Here kom en hy vat gebroke mense en hy kom maak hulle heel deur die werk van Christus wat hy aan die kruis vir ons gedoen het en deur die werking van sy Gees ook in ons hart en lewe. Nou, ek was hierdie week so bietjie in 'n tamaletjie in die sin dat ek nie regtig geweet het hoe om vanmôre se gedeelte met U te deel nie. Ek het gedink om nie die klomp verse te lees nie, maar vers vir vers deur hierdie gedeelte met U te werk. En toe dink ek by myself, maar om die Bybel te lees is belangriker as om my stem te hoor. Dis die enigste boek wat geïnspireerd is deur die Heilige Gees. Dit is God se woord, so ek gaan deur hierdie klompie verse lees. Daar's 'n hele klomp verse in Genesis 26 en dan gaan ons vers vir vers deur dit werk. En ek kan nie waarborg ons gaan nie klaar kry vanmôre nie, maar kom ons kyk hoe ver vorder ons. En wat ek vir u wil vra om in gedagte te hou wanneer ons deur hierdie gedeelte lees, dat Isak en Rebekka met hulle 2 seuns was mense soos u en ek. Ons kyk baie keer na die Bybelse figure en ons dink by onsself, hierdie mense het 6 tyd bo die grond gesweef en hulle was mense wat nooit versoekings en beproewings beleef het nie, hulle het nooit gesondig nie. Terwyl hierdie maar 'n vertelling is, God die Heilige Gees het hierdie woord geïnspireer en dis maar 'n vertelling van doodnormale mense wat op hierdie aarde gewoon het, wat as kinders van God gelewe het te midde van 'n krom en verdraaide geslag. U sal sien dat die Here steek nie hulle sonde weg nie. Die Here openbaar dit aan ons sodat ons daaruit kan leer, maar wil ek u vra terwyl ek lees, sien in u geestesoog hierdie gesin, sien hierdie mense, sien die probleme waarmee hulle te doen kry. Hoor die oplossings wat die Here gee, sien die sonde wat hulle doen, sien God se guns wat hy hulle gee. En vra ek u as u hiervandaan wegbeweeg dat u sal onthou dat Isak net sowel jou buurman kon gewees het. Dis die realiteit. Hy kon net sowel jou buurman gewees het, want hy was 'n mens soos ek en jy wat op hierdie aarde gewoon het en ons kan leer uit sy lewe en uit die van sy gesin en familie.
En kom ons kyk wat die Here vir ons wil kom leer uit Genesis, die 26ste hoofstuk. Die hoofstuk begin met die woorde, en daar was hongersnood in die land, buiten die eerste hongersnood wat in die dae van Abraham gewees het. Daarom het Isak getrek na Abimelech, die koning van die Filistyne, na Gerar. En die Here het aan hom verskyn en gesê, moenie aftrek na Egipte nie, woon in die land wat ek jou sal aanwys. Vertoef as vreemdeling in hierdie land, en ek sal met jou wees en jou seën, want aan jou en jou nageslag sal ek al hierdie lande gee. En ek sal die eed bevestig, wat ek vir jou vader Abraham gesweer het. En ek sal jou nageslag vermeerder soos die sterre van die hemel, en aan jou nageslag al hierdie lande gee. En in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word. Omdat Abraham na my stem geluister, en my ordening, my gebooie, my insettinge, en my wette onderhou het. So het Isak dan in Gerar gebly. En toe die manne van die plek hom na sy vrou vra, antwoord hy, sy is my suster. Want hy was bang om te sê my vrou, anders sal die manne van die plek, so het hy gedink, my miskien doodmaak ter wille van Rebekka, want sy was mooi van aansien. En toe hy al 'n lang tyd daar was, kyk Abimelech, die koning van die Filistyne, deur die venster uit en sien hoe Isak speel met Rebekka, sy vrou. En Abimelech het Isak geroep en gesê, kyk, sy is dan tog jou vrou. Hoe kon jy dan verklaar, sy is my suster? En Isak antwoord hom, ja, ek het gedink, ek kan miskien om haar ontwil my lewe verloor. Nou as ek so lees, wonder ek by myself, hy het seker kwaai gebloos, om voor hierdie koning van die Filistyne te staan, hy's uitgevang oor sy leuen, en hy sê, ja, ek het gedink, ek kan miskien om haar ontwil my lewe verloor. Abimelech sê vir hom, en ek dink nie Abimelech het vir hom 'n koppie tee gemaak en oor hierdie saak gesels nie. Ek dink hy het redelik hom sterk aangespreek. Hy sê, wat het jy ons nou aangedoen? Hoe maklik kon een van die mense met jou vrou gemeenskap gehad, en jy 'n skuld oor ons gebring het? Daarop gee Abimelech bevel aan die hele volk en sê, wie hierdie man of sy vrou aanraak, sal sekerlik gedood word. Isak het toe in die land gesaai, en daardie jaar 100voudig gewen, want die Here het hom geseën. En die man het groot geword, en altyd weer groter geword, totdat hy baie groot was. Hy het troppe kleinvee en beeste gehad, en baie bediendes, sodat die Filistyne hom beny het. En al die putte wat die dienaars van sy vaders in die dae van sy vader Abraham gegrawe het, die het die Filistyne toegestop en met grond opgevul. Toe sê Abimelech vir Isak, trek weg van ons, want jy het vir ons veels te magtig geword. Daarop het Isak van daar weggetrek en laar opgeslaan in die dal by Gerar, en daar bly woon. En Isak het die putte weer oopgegrawe, wat hulle in die dae van sy vader Abraham gegrawe het, en wat die Filistyne na die dood van Abraham toegestop het, en dit genoem na die name wat sy vader daaraan gegee het. En terwyl die dienaars van Isak in die dal grawe, vind hulle daar 'n put met lewendige water, en die herders van Gerar het getwis met die herders van Isak en gesê, dit is ons water. Daarop het hy die put Esek genoem, omdat hulle met hom onenigheid gehad het. Daarop grawe hulle 'n ander put, en daaroor het hulle ook getwis. Daarom het hy dit Sitna genoem. Toe het hy van daar versit en 'n ander put gegrawe, en daaroor is nie getwis nie. Daarom het hy dit Rehoboth genoem en gesê, ja, nou het die Here vir ons ruimte gemaak en kan ons vrugbaar wees in die land. Daarna het hy van daar opgetrek na Berseba, en die Here het aan hom in dieselfde nag verskyn en gesê, ek is die God van Abraham, jou vader, moenie bang wees nie, want ek is met jou, en ek sal jou seën en jou nageslag vermeerder ter wille van Abraham my knegg. Toe bou hy daar 'n altaar, en hy die naam van die Here aangeroep, en daar sy tent opgeslaan, en die dienaars van Isak het daar 'n put gegrawe. Daarop kom Abimelech na hom van Gerar af, saam met Ahisat, sy vriend, en Pichol, sy leerowerste. En Isak het hulle gevra, waarom het julle na my gekom, terwyl julle my haat, en my van julle af weggestuur het? Toe antwoord hulle, ons het duidelik gesien, dat die Here met jou is. Daarom het ons gedink, laat daar tog 'n eed tussen ons wees, tussen ons en jou, en laat ons 'n verbond met jou sluit. En nou wil ek hê jy moet let op die gesindheid van Isak. Wat 'n goeie buurman was Isak net nie. Hoor wat sê die Bybel.
Terwyl Abimelech vir hom sê, jy moet ons geen kwaad doen nie, net soos ons aan jou nie aangeraak het, en jou nou niks gedoen het nie, en jou in vrede weggestuur het, jy is nou eenmaal die geseënde van die Here. Isak se reaksie, toe berei hy vir hulle 'n maaltyd, en hulle het geëet en gedrink. En hulle is die môre vroeg op, en het vir mekaar 'n eed gesweer. Daarop het Isak hulle laat gaan, en hulle het in vrede van hom af weggetrek. Dieselfde dag kom toe die dienaars van Isak en vertel hom van die put wat hulle gegrawe het, en sê vir hom, ons het water gekry. En hy het dit Seba genoem. Daarom is die naam van die stad Berseba tot vandag toe. Toe Esau 40 jaar oud was, het hy Judith, die dogter van Beeri, die Jetiet vir hom as vrou geneem, en Basmat, die dogter van Elon die Jetiet. En hulle was vir Isak en Rebekka 'n bitter verdriet. Toe ek hierdie laaste 2 verse lees, toe dink ek, dis omtrent hoe dit in elke huis gaan. Daar gebeur wonderlike dinge, en jy's dankbaar, en jy het vrede met jou bure, en die geld is oorvloedig, en die volgende oomblik kom die bitter verdriet. En ons gaan leer in hierdie hoofstuk dat ons die Here moet dien in die goeie en in die slegte tye. Hy is die God wat oor hierdie goed oor ons lewens beskik en bepaal. En soos Isak en sy gesin hierdie dinge beleef het, so beleef u en ek dit ook. En kom ons sien wat die Here vir ons wil leer uit hierdie gedeelte. Nou ek het maar net 'n tema vir vanmôre se boodskap vir u saamgebring. Daar's nou nie 'n spesifieke teks en oordenking nie. En hierdie tema sluit nie alles in wat ons gaan hanteer nie. Maar toe ek deur hierdie gedeelte gewerk het, die afgelope tyd het ek by hierdie tema uitgekom, Isak se vrees, leuns, voorspoed, en dan hulle bittere verdriet, soos ons in hierdie gedeelte sien. So ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk na die gedagte van Isak se vrees, sy leuns, die voorspoed wat hulle beleef het, en dan ook hulle bittere verdriet. Nou vriende, terwyl ek hierdie week besig was om hierdie boodskap voor te berei, het ek weer afgekom op die baie besondere en kosbare Latynse uitdrukking wat Martin Luther graag gebruik het. Nou dis nie Martin Luther, die man daar in Amerika wat eintlik maar in 'n skewe rigting beweeg het om die regering omver te werp nie. Hierdie man Martin Luther was die hervormer gewees. Ons weet, 'n man wat lief was vir die Here, en die Bybel sê vir ons, of die geskiedenis leer vir ons dat hy die Bybel lief gehad het. Hy was 'n man wat die woord bestudeer het. En Martin Luther het graag die uitdrukking gebruik, die Latynse uitdrukking, simul justus et peccator. Nou, u kan miskien dink, maar wat beteken dit in eenvoudig? Hierdie Latynse terme beteken dat ons gelyktydig geregverdig is en sondaars is. So as hy sê simul justus et peccator, beteken dit eenvoudig ons as mens, ek as individu, ons wat getuig ons is weergebore, is op een en dieselfde tyd voor God die Vader regverdig verklaar in die soendood van Jesus, terwyl ons nog op aarde die sondige natuur beleef. Die sonde wat baie keer in ons lewens na vore kom. En ag vriende, ons sien dit pragtig geïllustreer in hierdie hoofstuk 26 van die boek Genesis. Ons lees dat Isak die seun van die belofte was. Die Bybel sê vir ons baie duidelik dat Abraham en Sarah hier nie kinders kon gehad het nie. Die Here gee vir Abraham die belofte dat daar 'n kind gebore sou word, en op ouderdom 100 jaar oud, en Sarah was so 90 jaar oud, is Isak die seun van die belofte gebore. Nou die Bybel leer vir ons dat Isak gesien het hoe sy vader Abraham die Here dien. Hy het die goed en die sleg beleef in die huis elke dag. Hy het gesien hoe sy vader Abraham sy toevlug neem na die Here. En ons het gesien so in die weke wat verby is, dat Sarai gesterf het en later Abraham gesterf het. En wat vir my getref het in hierdie navorsing is dat toe pa en ma gesterf het, was Isak nog steeds verantwoordelik vir sy eie geestelike lewe. Die Bybel sê vir ons, werk jou eie heiligheid met vrees en bewering, want dit is God wat in jou werk om te wil en te werk na sy welbehae. Jy sien vriende, ons kan nie aanneem omdat my pa en my ma die Here gedien het, sal ek outomaties die Here dien nie. Ons sien en ons beleef dat baie kinders wat in Christelike huise groot word, hulle eie koers inslaan en eintlik elke keer hulle self beroep op pa en ma se heilige lewe, en hulle reken deur dit gaan hulle by die hemel uitkom. Nee. Hierdie man Isak, die Bybel leer vir ons baie duidelik dat hy 'n man was wat die Here lief gehad het.
Maar ook sien ons dat die Here hom op die proef gestel het, soos hy Abraham, sy vader, op die proef gestel het. Dis my baie belangrik om te sien dat hierdie man Isak by sy pa en sy ma kon leer hoe om die Here te dien, maar dat hy self nou deur hierdie geestelike stryd moet gaan, om dan ook die Here beter te leer ken. Nou, ons het gelees van hierdie ramp wat hulle getref het. Die Bybel praat van die hongersnood wat daar was. En wie kan gou vir my sê, waar lees ons nog van die hongersnood wat hulle getref het, hierdie gesin? Onthou jy Abraham, Genesis 12, en die Bybel sê vir ons dat Abraham afgetrek het na Egipte, en daar vir 'n tyd lank versorging beleef het. Hier in hierdie gedeelte van Genesis 26, sien ons dat die Here baie duidelik vir Isak sê, jy trek nie na Egipte land af nie. En die Bybel verduidelik nie vir ons waarom nie. Mense vra baie keer vir my, nou hoekom kon Abraham afgetrek het na Egipte, maar nie Isak nie? Dan sê ek weet nie. As die Here wou gehad het, ons moes geweet het, sou hy dit vir ons in die woord geopenbaar het, maar die Bybel leer vir ons dat Isak moes bly in die land van die Filistyne. En kom ek lees vir u nou, en ons gaan dit in 'n paar punte hanteer, wat nou gebeur het met hom hier in die land van die Filistyne. Die eerste gedagte wat ek raak gesien het, is dat Isak met ongegronde vrees gesit het, en dan ook met ongegronde vrees geleef het. Daar was hongersnood in die land, buiten die eerste hongersnood wat in die dae van Abraham gewees het. Daarom het Isak getrek na Abimelech, die koning van die Filistyne, na Gerar. Baie belangrik, let op vers 2. En die Here het aan hom verskyn en gesê, moenie aftrek na Egipte nie. Woon in die land wat ek jou sal aanwys. Vertoef as vreemdeling in hierdie land, en ek sal met jou wees en jou seën, want aan jou en jou nageslag sal ek hierdie land gee, of lande gee. Ek sal die eed bevestig wat ek vir jou vader Abraham gesweer het. En ek sal jou nageslag vermeerder soos die sterre van die hemel, en aan jou nageslag al hierdie lande gee. En in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat Abraham na my stem geluister, en my ordening, my gebooie, my insettinge en my wette onderhou het. So het Isak dan in Gerar gebly. Vers 7 is belangrik. En toe die manne van die plek hom na sy vrou vra, antwoord hy, sy is my suster. Want hy was bang om te sê, my vrou. Anders sal die manne van die plek, so het hy gedink, my miskien doodmaak ter wille van Rebekka, want sy was mooi van aansien. Nou vriende, die vraag wat ek vanmôre wil vra, nadat ons hierdie gedeelte gelees het onder hierdie eerste gedagte van Isak se ongegronde vrees. Wat is problematies aan Isak se vrees en optrede? Wat sal u sê? Ek gaan vanmôre vir u 'n geleentheid gee. Wat dink u wat is problematies aan Isak se vrees en sy optrede? As u nie wil antwoord nie. Julle dink miskien, maar hy kry die betaling, hy moet vir ons sê. Nie ons, hy of ons vir hom nie. Maar kom ek vat u dan. Ek sê vir u, wat is problematies aan Isak se vrees? Die Here sê, onthou die eerste 6 verse leer vir ons, daar was hongersnood, hy trek af na die land van die Filistyne, die Here gee hom daar die opdrag, die Here sê vir hom, ek sal met jou wees. Wie is hierdie God? Dis die verbondsgod, die God van Abraham, Isak, Jakob, hy is die skepper God. Hy is die een wat alles in stand hou deur die krag van sy woord. Daar is niemand wat sy hand kan afslaan en vir hom sê, wat maak u nie? Die Bybel sê, hierdie God sê vir hom, ek sal met jou wees en ek sal jou seën. Aan jou en jou nageslag sal ek al hierdie lande gee. Ek sal die eed bevestig wat ek vir jou vader Abraham gesweer het. Ek sal jou nageslag vermeerder, soos die sterre van die hemel, aan jou nageslag al hierdie lande gee. En jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word. Vriende, luister, ten spyte van dit alles sien ons Isak se oorweldigende vrees vir sy eie lewe. Luister gou. Sy selfsug deur sy vrou in gevaar te stel, sy wantroue in God, die God van sy vader, en ook in hierdie beloftes wat die Here vir hom gegee het, en ons sien baie duidelik sy ongeloof. En in my studie hierdie week het ek agtergekom, vriende, dat Isak met 'n hartsprobleem gesit het. Hy het 'n geloofsprobleem gehad. Hy spekuleer oor moontlike dinge wat kan gebeur, terwyl dit absoluut ongeoorloof was, want die Here het alreeds aan hom beloof en aan hom gesê, luister Isak, dieselfde belofte wat ek vir jou vader gemaak het, maak ek vir jou,
Ek is die God wat nie my beloftes sal verbreek nie. Ek is die verbondsgod wat jou in stand sal hou tot daardie dag wat jy my sal sien in my heerlikheid soos ek is. Wat vir my hartseer was is dat Isak dieselfde fout, dieselfde sonde, dieselfde oortreding as sy vader begaan het. Wat vir my hartseer was dat hierdie man Isak wat as 'n geloofsheld voorgehou word, sy eie vrou in gevaar gestel het. Sy eie vrou blootgestel het dat sy miskien 'n ander man sin kon word of dan miskien oorrompel kon word deur hierdie manne in hierdie land Gerar. Tog was God genadig om haar te bewaar en hom te beskerm en ook sy verbond gestand te doen. En ag vriende, die eerste toepassing wat ek wil maak vanmôre is dit geoorloof vir my en jou om te vrees? U sien, ons as kinders van die Here sit gereeld met ongegronde vrees. Die vraag is dit geoorloof om ooit om te vrees? Is vrees ooit geoorloof vir ons? En kan ek vir u sê, in die normale sin van die woord, ja. Die Here het aan ons 'n natuurlike en gesonde vrees ingebou in sekere situasies. Dis nie 'n verlammende vrees nie, maar 'n normale reaksie as iets gebeur. Ek wil vir u sê, ek is definitief nie lief vir 'n slang nie. En as jy nou 'n slang in sy hier, gaan ek vrees dat hy my pik. As iemand vir my sê, tel hom op, gaan ek vir hulle sê, be my guest. Doen julle dit maar. Daar's 'n natuurlike vrees vir gevaar as dit kom. As iemand my aanval, is daar 'n natuurlike vrees. Onthou, God gee vir ons hierdie natuurlike vrees in ons lewens, sodat ons versigtig kan wees en sodat ons dan sinvol kan lewe. Ons kry nog 'n baie besondere gedagte in die woord, 'n normale en Bybelse vrees vir die Here. My ontsag vir hom as die skepper, as die redder en komende regter, wat sondeloos en heilig is, bring soms vrees wat my laat vrees vir hom, die heilige God van hemel en aarde. Maar vriende, daar is een probleem waarmee ons as kinders van die Here sit, is dat ons dikwels met ongegronde vrees deur die dag, deur die week, deur die maand, deur jare gaan en later neem ons medikasie vir ons vrees en ons poog om op alle moontlike maniere hierdie vrees van ons weg te kry in plaas van om na die bron te gaan. Die een wat vir ons sê, ons kan skuil onder die vleuels van die Almagtige. Wil ek vanmôre vir u sê, fobiese vrese, vrese wat my laat sondig, vrese wat my lynreg teen God se woord laat optree, is sonde. Dis verkeerd. Dit is 'n emosie van wantroue in God se beloftes, sy vaderskap, sy beskerming en sy sorg. En dis presies waarmee Isak geworstel het. Ek het vir julle aan die begin gesê, Isak was 'n man soos u en ek. Onthou net, Isak was nie 'n engel wat 'n mens geword het nie. Isak het met hierdie fobiese vrees gesit. As ek in hierdie land van die Filistyne kom, hulle weet ek is 'n Israeliet, hulle weet dat ek nie soos hulle is nie, gaan hulle my doodmaak ter wille van my vrou. Dit was alles goed wat hy vir homself wys gemaak het. Hy het dit gedink. En ag vriende, hoe dikwels lewe ons in vrees in hierdie land, omdat ons heeltyd dink daar gaan iets gebeur. Ek het hier op my notas geskryf. Weet nie by u huis nie, maar by ons huis het ons nie 'n 3 ure wagdiens wat ons elkeen verrig. Ek 3 ure, Ethel 3 ure, Kalfyn 3 ure. Ons loop om die huis en ons kyk of alles toe is en ons sit paraat met 'n groot beker koffie en wag tot die dag aanbreek nie. Ek lê nie met my 9mm pistool onder my kussing nie. Hoekom nie? Want ek vertrou die Here. Ek ry nie met 'n suurstofbottel in my kar omdat ek heeltyd snak na my asem, omdat ek bang is ek kom in 'n ongeluk nie. Ek probeer vir u 'n gedagte skep. Die meeste kinders van die Here leef in konstante vrees omdat hulle God nie kan vertrou dat hy die soewereine een is wat ons lewe in sy hand hou nie. Ek het 'n verantwoordelikheid, ja, ek weet dit. Ek sluit in die aand my deure. Ek ry versigtig op die land se paaie. Maar die res is in God se hande. Ek kan nie heeldag vrees nie. Op 'n stadium was my vrees van so aard as my vrou in die kar klim, dan sê ek van, moet ek nie saam met jou ry nie. Ek was so bang sy kom iets oor, sy kom in 'n ongeluk of wat ook al, en die Here het my kom leer, luister, ek het haar bewaar lank voor jy haar geken het. Daar was baie tye wat ons nie by mekaar was nie.
waar ek met reedse dienste weg was, of wat ook al, die jare toe ek in die Suid-Afrikaanse polisiediens was. Ek het haar bewaar en ek sal haar bewaar tot die dag dat ek besluit, sy sal opgaan na my heerlikheid. As jy vanmôre met fobiese vrese sit, is jy eintlik besig om 'n emosie van wantroue teen God in te stel. Jy is besig om sy vaderskap te betwyfel. Jy is besig om te oortree teenoor hom. En dis die hartseer. Jy sien vriende, die volgende ding wat gebeur is, as jy met vrees sit, kom daar sonde in jou lewe. Isak se ongegronde vrees het gelei na leuns. Die Bybel sê vir ons, en toe die manne van die plek kom na sy vrou vra, antwoord hy, sy is my suster, want hy was bang om te sê my vrou, anders sal die manne van die plek, so het hy gedink, my miskien doodmaak terwille van Rebekka, want sy was mooi van aansien. Nou ek moet vir julle sê, as God direk met my kom praat hier, en hy sê vir my, Gerard, luister gou, hierdie land is joune. Ek gaan al die nasies van die wêreld seën. Ek is met jou. Jou nageslag sal soos die sterre van die hemel wees. Ek, die Skepper God, is met jou. Ek weet nie of ek sou vrees nie. En tog sien ons dat die Here met ons deur sy woord praat elke dag. Spurgeon het gesê, as jy God se stem wil hoor, lees sy woord. As jy sy stem hardop wil hoor, lees sy woord hardop. Ons hoor elke dag wat God vir ons sê. En as ons klaar gebid het en klaar die woord gelees het, dan sê ons, maar miskien, sê nou maar, wat van as? En moet daai gedagtes beweeg ons uit ons studeerkamer en uit ons huise, en ons is heeldag op ons senuwees, en vanaand kom ons moeg by die huis aan, omdat ons die soewereine God nie kan vertrou nie. Hoor wat gebeur verder? En toe hy al 'n lang tyd daar was, so Isak het vir 'n lang tyd in hierdie leuen gelewe, sê die Bybel vir ons, kyk Abimelech, die koning van die Filistyne, deur die venster uit en sien hoe Isak met Rebekka, speel met Rebekka, sy vrou. Nou hierdie woordjie speel, vriende, ons gaan nou nie te veel uitbrei daarop nie, hier's kinders in die gehoor, maar hierdie was 'n intieme verhouding waarmee hulle besig was. Hoe die koning van die Filistyne dit gesien het, weet ons nie, maar deur dit wat gebeur het, het hy onmiddellik geweet, luister, hierdie is nie sy sussie nie. Niemand soen sy sussie nie. Op so 'n manier, soos wat Isak gedoen het nie. Partykeer as ons die Bybel lees, wil ons goedjies uithaal uit die Bybel wat daar is. Maar hoor wat gebeur, nadat Abimelech gesien het hoe Isak hierdie Rebekka soen en eintlik haar liefkoos. 9 vers 9, en Abimelech het Isak geroep en gesê, kyk, sy is dan tog jou vrou. Hoe het jy dit agtergekom? Come on, ek het gesien, sy is jou vrou. En die Bybel sê, hoe kon jy dan verklaar dat sy is my suster? En Isak antwoord hom, ja, ek het gedink, ek kan miskien om haar ontwil my lewe verloor. En Abimelech sê, wat het jy ons nou aangedoen? Die skande van die leuns van God se kinders wat aan die lig kom. Ag vriende, ek wil vir u sê, dis noodsaaklik om vanmôre te sien dat hierdie man, Isak, 'n leuen vertel het wat geestelik skade gedoen het, en ook hierdie koning van die Filistyne opgewek het om met hom te praat, en eintlik om reg te wys oor sy sonde. Kinders van die Here moet eintlik die sonde van die ongeredde uitwys. Hier sien ons hoe die ongeredde die sonde van die geredde uitwys. Nou wil ek net vir u sê, as ons die Bybel gaan lees, sien ons net so sy vader Abraham, het Isak se vrees hom gedryf om te sondig. En dan baie belangrik, ek moet dit net vanmôre vir u sê, dit is nie 'n bloedlyn vloek nie. U ken mos hierdie bloedlyn vloek mense. Hulle loop met olie rond in hulle salf. En dit moet kom van Israel, en dit moet vars olyfolie wees, en dit moet in 'n sekere botteltjie verpak wees, en dan salf hulle jou, en dan breek hulle die sogenaamde bloedlyn vloek. En as hulle klaar is met hierdie hele salwing, dan gaan die persoon aan soos hy aangegaan het, en baie keer erger as wat hy was. Want u sien, leuns is nie 'n bloedlyn vloek nie, dit is sonde. Ja, as my kinders in my lewe 'n patroon van leuns sien, gaan hulle miskien ook lieg, want hulle sien 'n slegte voorbeeld. Maar dit het niks te doen met 'n bloedlyn vloek nie, dit gaan oor die sonde in ons harte. En Abraham
Sarai was mense wat nie altyd die waarheid vertel het nie, en ons sien dat Isak presies dieselfde gedoen het. Vriende, nie hy alleen nie, maar ook sy vrou is ingetrek. Sy word oortuig dat om te lieg die beste vir hulle sal wees. Hulle het verder gereken dat hulle sonde nie sal uitkom nie. Het jy dit gesien in die teks? Ek hoop nie jy lees deur die teks soos 'n mens amper 'n dokument scan nie. Dit is net so zoep, deur gaan. Dan bly ek klaar met die Bybel lees vandag. Het jy vanmôre Bybel gelees? Ja, wat het jy gelees? Moet nou vra nie. Dis te vinnig. Hier's te vinnig op my. Die hele gedagte wat ek vir u wil deurgee is Isak Sondag. Hy oortuig sy vrou. Hy sê vir haar, luister, dit sal die beste vir jou en vir my wees om vir hierdie koning te lieg. En moenie te veel bekommerd wees nie. Ons gaan net 'n kort tydjie hier wees. As die hongersnood oor is, trek ons hier weg en niemand gaan weet nie. En ons, we all live happily ever after. Dit het nie gebeur nie. Die vraag wat ek vanmôre vir u wil vra is leuns geoorloof? Jy sien, die Bybel sê vir ons in 1 Johannes 4 vers 18, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite. Want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. God se liefde vir Abraham, red hom, God se liefde vir Isak, laat hierdie beloftes voortgaan. Isak twyfel in hierdie liefde van God, en hy vrees, en die direkte gevolg van sy vrees is sonde. Dat hy aan hierdie koning 'n leuen vertel, en hierdie leuen kom aan die lig. Vriende, die vraag vanmôre wat ek met u wil hanteer, en die toepassing wat ek wil maak in ons dag van vandag, is die vertel van leuns ooit geoorloof? Nou, ek gaan nie vra nie, want hier gaan verskillende antwoorde wees. Party mense gaan sê ja, ander mense gaan sê nee, ander mense gaan sê ja, nee. En dis mense wat nog nie heeltemal seker is watter kant van die draad hulle staan nie. Ek praat dikwels met mense en hulle gebruik die vrou Ragab die hoer en sê, maar luister, sy het gelieg en die Here het haar geseën. Abraham het gelieg, hy was skatryk, en Isak het gelieg en hy het baie gehad. Daar is baie voorbeelde wat hulle die Bybel uitneem oor die leuns van kinders van die Here wat in die Bybel opgeteken is. Maar wil ek vanmôre vir u sê, leuns is nooit geoorloof nie. Die Here sê vir ons baie duidelik, lieg nie vir mekaar nie. Lieg nie vir mekaar nie. Nou vriende, leuns is, kom ons definieer dit gou-gou. Leuns is wanneer jy opsetlik die waarheid verdraai, aanpas of wanvoorstel. Ek vra vir my vrou, het jy die water en ligte rekening betaal? Want die krag is af. En sy het die geldjie gekry om dit te betaal. En sy sê, ja, ek het dit betaal, en sy dink by haarself, genade, nou moet ek 'n plan maak. Want hierdie man van my gaan kwaad wees daaroor. En sy's gou by internet en sy tik gou 'n paar goedjies in en sy betaal dit. En sy het dit betaal. Maar die oomblik toe ek haar gevra het jy dit gedoen, het sy dit nie betaal nie, en moenie bekommerd wees nie, dit het nie gebeur nie. Ek probeer vir u 'n praktiese illustrasie gebruik. 'n Leuen is wanneer jy opsetlik die waarheid verdraai, aanpas of wanvoorstel, wanneer jy iemand te nakom deur dit wat jy sê terwyl 'n vraag aan jou gestel word. Daarom sê die Bybel, ons moenie vir mekaar lieg nie. Moenie stories vertel nie. Moenie stories opmaak nie. As jy vanmôre of as ek vanmôre iemand is wat bekend staan dat ons leuns vertel, sê die Bybel, is ons kinders van wie? Van die duiwel. Onthou net een ding, as ons kyk na die lewe van Abraham, ons kyk na die lewe van Isak, sien ons nie dat hulle elke dag met leuns besig was nie. Daar was vrees, en in hierdie tyd van vrees vertel hulle 'n leuen, en die Here bring hierdie ding na vore, en ons sien dat hulle lewe weer in 'n nuwe rigting gaan. Kinders van die Here, en daar's studies gedoen daaroor, vertel baie vinnig leuns, omdat hulle in 'n hoek gedruk word, omdat hulle miskien deur vrees oorweldig word, omdat hulle op daardie stadium nie die waarheid wil vertel nie, want hulle sien nie kans vir die gevolge nie. Luister, die Bybel sê vir ons, dis nooit geoorloof om 'n leuen te vertel nie. In ons huis, en as jy so deur die 3 seuns se geskiedenis blaai, dan sal u sien van die grootste pak slaag wat hulle in hulle lewe gekry het, was omdat hulle vir my gelieg het.
Ek sê baie keer vir hulle, vat eerder die gevolge en vertel die waarheid voor jy vir my lieg, en ek dit uitvind, en daar groter gevolge is. Daarom, al het hulle baie keer droog gemaak, het hulle gekom en gesê, pa, kan ons praat? Kan ek bietjie pa se voete vryf? OK, as die voete gevry word, dan weet hulle pa's vulnerable, en dan word die saak geopenbaar. Nou vriende, daar is mense wat vir jou vra, maar as iemand my iets vra, moet ek dan my geskiedenis vir hulle vertel, kom ons praat maar in eenvoudige Afrikaans, moet ek my hele pedigree uitpassyn, as iemand my bijvoorbeeld van my vra, hoe gaan dit? Ek dink nie dis nodig nie. As ek sekere inligting weerhou van mense op die vraag, hoe gaan dit, of gaan dit goed by jou huis, het ek nie nodig om vir hulle alles te vertel, nee, Jesus, my kind, hy het nou alweer dit droog gemaak, en jy weet, jy finansieel gaan redelik swak met ons, en weet, my oom het kanker, en my tannie het 'n hartsiekte, en daar's finansiële laste, ek hoef dit nie te doen nie. As iemand my vra hoe gaan dit, kan ek vir hulle eerlik sê, deur die genade van die Here goed, ten spyte van die uitdagings. So wat ek vir u probeer sê, 'n leuen is nie, wanneer iemand my iets vra, in die algemeen, en ek hulle algemene antwoord gee nie. In hierdie geval sien ons, dat Isak opsetlik die waarheid weerhou het. Hy het opsetlik die waarheid aangepas, en 'n leuen vertel, en u en ek moet leer daaruit, dat vrees dikwels lei na sonde, en sonde bring skande en skaamte oor 'n ou se lewe. Nou, die volgende ene, wat my getref het, sy voorspoed. Ons kan nou sê, maar let's lie and be prosperous, né? Mense sê, maar luister, as hierdie man kon lieg, en die Bybel sê, hy het skatryk geword, hoekom nie ek nie? Want hoor wat gebeur. Isak het toe in die land gesaai, en daardie jaar 100voudig gewen, want die Here het hom geseën. En die man het groot geword, en altyd weer groter geword, totdat hy baie groot was. Hy het troppe kleinvee en beeste gehad, en baie bediendes, sodat die Filistyne hom beny het. Ek het vir u gesê, vriende, dat Isak nie in 'n patroon van leuns gelewe het nie, hy het 'n leuen vertel oor sy vrou, so sien ons. En die Bybel sê vir ons, sy leuen het aan die lig gekom, en hy moes belydenis doen, en hy moes regmaak waar hy verkeerd gedoen het. Maar die vraag vanmôre wat ons moet vra vir mekaar is, hoe versoen ons sy sonde met sy voorspoed? Want jy sien, ons is heeltyd besig om hierdie balle te probeer in die lug hou, om te kyk nou, waarom doen God dit met A, en dan doen hy dit met B, en die vraag, hoe versoen ons sy sonde met sy voorspoed? Vriende, onthou, voorspoed is nie gekoppel aan saligheid of heiligheid nie. Van die rykste mense op aarde is van die mees goddelose mense op aarde. Daar is kinders van die Here wat sonde doen en nog steeds skatryk is. Luister gou-gou, het u gelees wat sê die Bybel, wat het Isak gedoen? Die Bybel sê Isak het gewerk. Hy het gesaai. En die Here het sy arbeid geseën. Waarom? Omdat die Here met Abraham en Isak 'n verbond gesluit het, en God is nie ontrou aan sy eie verbond nie. Al is ons ontrou, God bly getrou. Hy kan onsself nie verloon nie. Vriende, luister gou. Beteken dit dat God sonde oorsien? Ons kan uitroep 1000 maal nee, verseker nie, maar dink daaraan. As die Here ons elke keer dadelik moes straf vir ons sondes, was nie een van ons vanoggend hier nie. Ons is baie lief om na die Bybel te kyk en te sê, hierdie Abraham, uita, weet jy, hierdie man, of Isak, of Dawid, ons is baie lief om Bybelkarakters te vat, en dan ons sonde te regverdig met hulle sonde wat hulle gedoen het. Die Bybel sê vir ons in 1 Korintiërs, die 10de hoofstuk, dat hierdie dinge is opgeteken as voorbeelde vir ons, sodat ons nie in dieselfde sonde as hulle sal val nie. God sien nooit sonde oor nie. Elke sonde is gestraf in die Here Jesus Christus. Elke sonde het 'n gevolg. Maar dank die Here, hy straf ons nie regverdiglik elke liewe keer as ons sondig nie, want daar was nie een van ons vanmôre hier nie. En hierdie week het ek en jy gesondig teenoor God. Ek gee nie om wat jy gedoen het nie. Ek het eendag in 'n bidhuur geleentheid, ek sal nooit vergeet nie, ons was daai aand seker so 70, 80 mense by die bidhuur, en ek vra vir die bidhuurgangers, wie van julle het vandag nie gesondig nie? En daar's net 2 oomies wat hulle hand nie opgesteek het nie.
En na die tyd toe sê ek vir hulle, julle kan, as julle by die huis kom, julle sonde van leuns gaan bely. Nou hulle was nie baie lief vir my nie. Ek was nie hulle gunsteling predikant in die gemeente nie. Maar die lewe is nie gewildheidskompetisie nie. Luister vriende, nog voor jy in die môre opstaan, het jy al reeds gesondig. En jy kan vir my sê, Gerard, hoe kan jy dit sê? Ons word dikwels wakker met bekommernis. Ons word wakker en ons dink by onsself, ek is nie lus vir hierdie dag nie. Ek is nie lus om te gaan werk nie. Ek is nie lus om in hierdie koue op te staan nie. Hoekom is die krag vanmôre nie aan nie? Hoekom vat die kerel so lank om te kook? Ek sien my gunsteling koffie is nie in die kas nie. Ek loop soos 'n brombeer in die huis rond. Die hele gedagte is net, vriende, dat ons moet besef dat sonde is sonde. Sekere sonde het groter gevolge as ander, maar ons het nodig om elke dag by die Here te skuil en die Here te dank vir sy voorspoed wat hy ons gee te midde van en ten spyte van ons sonde. Ek hoor baie keer die Arminiane, dis nou die mense wat glo dat ek my hart vir Jesus gegee het en ek het Jesus in my hart genooi en al die onbybelse leuns wat hulle versprei. Hulle is graag daar om te sê die Here gee vir ons volgens verdienste. Nee. As jy volgens verdienste wil gaan, sal ek en jy vanmôre God se oordeel ontvang. Moet nooit vra vir verdienste nie. Dank God vir genade. Dis hoekom ons bou op die genade verbond van die Here. Die Here was getrou aan Isak ten spyte van Isak se ontrouheid aan hom. Die Here het die leuen geopenbaar. Isak het belydenis gedoen. Maar God seën hom met voorspoed. Die Here seën hom met rykdom. Die Here is goed en genadig vir hom. Die vraag wat u almal nou brand om te vra is, gaan almal ryk word? Miskien dink u vanmôre is ek hier om vir u te sê, luister, health, wealth, prosperity, name it and claim it. Hier is die kans, toe kom ons doen dit, want die Bybel sê dat hierdie man Isak 100voudig vrug ontvang het, of 'n oes ontvang het. Vriende, die Bybel is baie duidelik daaroor, sommige het meer as ander. Ek dank die Here, in 'n gemeente soos hierdie, het ons brandarme mense, en ons het middelklas mense, en ons het skatryk mense, en ek dank die Here vir hulle almal, want dis hoe ons 'n gemeente saamvoeg, want ons word gered uit dieselfde bron van waarheid, die Here Jesus Christus, wat ons sonde kom vergewe. Hy versoen ons met Vader, en hy gee vir ons, soos hy dink is nodig. Die Bybel leer vir ons baie duidelik, dat manne soos Abraham, Isak en Jakob, Job en so 'n paar ander baie ryk was. Ek praat nou nog met my seun, hy sê, dat Elon Musk nou 'n triljoenêr is. En toe die ouens bietjie berekeninge gedoen, en hulle sê, Salomo was iets soos 150 keer ryker, as wat Elon Musk vandag is. Met die berekening wat hulle gedoen het, met die goud wat hy ontvang het jaarliks, ensovoorts, ensovoorts. So hy is nie die rykste man, wat nog ooit geleef het nie. Die Here gee aan sekere mense baie rykdom, maar aan ander weerhou hy dit. Waarom? Want hy is God. Dit beteken nie as jy hard werk, gaan jy ryk word nie. Party mense werk hulle lewe lank kliphard, en hulle is arm aan die einde van hulle lewe. Maar hoor, dat sê die Bybel vir ons baie duidelik. Manne soos Jeremia, Elia, Jesaja, Paulus, Petrus en Jesus was op tydelike gebied arm. Jesus self sê, die jakkals het gate en die voëls van die hemel het neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. Jesus het nie 'n transportakte gehad toe op aarde was nie. Hy het nie sy eie paleis gehad soos Kajafas, die hoofpriester wat hom aan die dood oorgelewer het, of dat hy gekruisig moes word nie. Of eintlik meegewerk het dat hierdie goed moet gebeur nie. Die Here Jesus self sê baie duidelik vir ons in die woord, en die apostel Paulus kom en hy sê nie dat ek dit uit gebrek sê nie, Filippense 4:11, want ek het geleer om vergenoeg te wees by die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word, en ek weet om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Baie keer by sportbyeenkomste, as ek sien hierdie vers is op een of ander doek geverf, dan wil ek vir die kinders sê, man, luister, kom ons kyk gou wat die konteks is. Dit gaan nie oor ek gaan die beste sportman wees, en ek is deur God se krag in staat om 3 3 vandag te druk nie.
In alle moeilike en maklike omstandighede vertrou ek op die Here en hy is my instaatsteller om daardeur te kom. 2 Korintiërs 11:27 sê die apostel Paulus, in arbeid en moeite, in slaaplose nagte dikwels, in honger en dors dikwels sonder ete, in koue en naaktheid. Vriende, ek wil vir u vanmôre vra, dat u en ek sal kyk na Isak, dat ons sy lewe sal bestudeer, dat ons sal sien die Ou Testament is net so van toepassing op ons vandag soos die Nuwe Testament. Dieselfde ervarings wat die mense in die Ou Testament gehad het, het mense deur die eeue in die Nuwe Testament tot vandag toe. En ek moet vanmôre afsluit, daar is nog 3 gedagtes wat ek wou hanteer het, maar ek sien is alreeds by die tyd en ons moet nog vanmôre die dood van die Here herdenk. Maar volgende week gaan ek bietjie met u praat oor die putte wat gegrawe is, want ons sien daar is sekere putte wat gegrawe is. Ons gaan bietjie kyk na Isak en die altaar wat gebou is, daar in die 23ste vers, en dan gaan ons stil staan by Isak en Rebekka se bittere verdriet. Dis volgende week se gedagtes. Nou ek het klaar voorberei, ek het gedog die horlosie sal stadiger loop, maar seker 'n nuwe battery in. So ons sal volgende week aangaan, maar ek vra die Here dat hy vir my en jou wysheid sal gee. Dat ons sien vrees lei tot leuns, en God bly getrou, hy seën hierdie man Isak. Ja, hy seën nie sy sonde nie. Hy openbaar sy sonde, daar is belydenis wat plaasvind, maar God bly getrou om vir hom te sorg. Mag u en ek ons lewe daagliks aan die Here se voete neerlê. Mag ons daagliks besef, vriende, ons verdien niks nie. Kom ons eer die Here vir sy goedheid en sy guns oor ons. En mag ons genade vind om elke dag te sê, Here, sonder u kan ek niks doen nie. Kom ons gaan net so sit, dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Vader, as ons kyk na hierdie Ou Testamentiese karakters, manne en vroue wat geleef het, wat sekere besluite gemaak het, sekere dinge gedoen het. Dankie dat u woord dit vir ons openbaar, maar ook baie, baie dankie, Here, dat u vir ons deur alles u getrouheid openbaar, en dat ons in hierdie week kan steun op u getrouheid. Here, as dit van ons moes afhang om die hemel te kon ingaan, as dit van ons werke moes afhang, of ons patetiese greep van u, sou nie een van ons die heerlikheid van die hemel gesien het nie. Maar baie dankie vir die woord wat vir ons sê, dat die Here wat 'n goeie werk in ons begin het, dat hy dit sal volëindig. Soms is daar tug in ons lewe, soms is daar die verleentheid wanneer ons sonde na vore kom. Maar in dit alles vorm u ons, verander u ons. Roep u ons op tot 'n lewe van heiligheid. Om versigtig te wees wanneer ons besluite maak. Deur ons vrees by die kruis neer te lê en te sê, Here, u is die allerhoogste wat ook in beheer is van my lewe. Help vir ons om hierdie 3 kort gedagtetjies te onthou, dit te oordink, te bepeins, toe te pas in ons lewe, dat ons nie sal vrees nie. Dat ons nie sal sondig deur leuns te vertel nie. En dat ons elke druppel voorspoed en seëninge uit die Vaderhand, Here, sal sien as genade en in dankbaarheid sal lewe. Waar ons nou u dood gaan herdenk, Here, vra ons dat u deur u Gees ons sal kom besoek en deur die waarheid van u woord. Ons harte sal rig na u self, sodat ons u kan eer in alles. Ons bid dit met dankseggende.